Prys die Here. En die keer die Here weer aan die hand. Is jy opgewonde oor die Here? Daar kom ons vandag. Volgend, nog ons so in lyn met wat Philip gesê het, en ons, hy was nie by die boodskap, uitgewerk het nie, en hy was nie by toe ons stil geraak het vir die Here, oor volgende boodskap, vroeg in die week nie. Maar, die thema vanoggend is, nie sonder U. Nie sonder U, ons is volgende bevoorrecht om vir Suibrand een van ons gemeente seuns, wat hier groot geword het. Hy is oor die banke, hy is die maandhoeke geruil, en een van die tannies, ek sê nie dit aan die hele volgende hier, maar sy was sy, wat is jy hulle genoem? Kakelmoeder of wat? Wigirol. Nou die oude mens wat die was, al weet wat dit is, van 'n oude persoon wat verantwoordelikheid vat vir ma met 'n baba, en so is daar vir hom 'n gebedmoeder hier in die gemeente opgewek. En dis 'n voorreg om vanoggend die orde in ons gemeente te doen. Vergeef van ons seuns. En te weet dat die van ons seuns wat die Here in sy koninkryk gestuur om te gaan werk. En ons gaan nou daarby kom, maar ek het eers 'n woord wat ek vanoggend met u wil deel. En ek dink, selfs jy wil raar luister, maar ook vir ons wil luister. Maar dit is so belangrik om te verstaan. Ons kan nie sonder die Here nie. Ons kan nie sonder hom nie. Nou, ons nader nou Pinkster, en ons gaan Sondag begin met Pinksterdienste, Sondag begin aan, en dan ook Maandag en Dinsdag aan. Het ons 'n bietjie besluit afgonder rondom Pinkster, en 'n bietjie hier oor die Heilige Gees, Sabbat en sovoorts. En dit is belangrik om te luister en ons harte oop te maak vir die werking van die Heilige Gees. Maar as jy nog die week wat verby is, het ons hemelvaart herdenk. Jesus wat opgevaar het na die Vader toe, en na die regterkant van die Vader gaan sit het, waar hy vir ons as middelaar en die hoofpriester intree. So ons het iemand wat ons bid in die teenwoordigheid van die Vader, en wat een voorreg is dit nie, om dit so te weet. Maar, voordat Jesus opgevaar het iets baie belangriks gebeur. Het hy 'n baie belangrike opdrag aan sy disippels gegee. En ek dink ons mis dit so baie, ons mis dit so maklik. Net voordat Jesus opgevaar het, sê hy in Lukas 24, vers 49 tot 50, sê hy vir die disippels, kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag en hoogte. En hy het hulle uitgelei tot by Betanië. En hy het sy hande opgehef en hulle geseën. Wat 'n belangrike, wat 'n amazing gedeelte is hierdie. Jesus wat vir sy disippels sê, kyk, ek gaan na die Vader, maar julle, ek sê die belofte van die Vader op julle, maar julle moet wag, totdat julle toegerus is met krag. So baie duidelike opdrag, julle moet wag. Nou, baie interessant is hierdie disippels, het saam met Jesus beweeg vir 3 jaar. Hulle het saam met Jesus geleer, hulle het by Jesus gesien hoe hy siekes gesond maak, hoe hy duiwels uitdryf, hoe hy dooies opwek. Hulle was teenwoordig gewees met die beheerder van die berg, of van die disippels was teenwoordig, Petrus, Johannes en Jakobus, met die beheerder op die berg, waar God gesê, dis my geliefde seun. Hulle het al hierdie goed ervaar, hulle het dit gesien, hulle het eers al gehoor by Jesus hoe hy geleer het. Hulle was in die binnekamer saam met Jesus gewees. Daar waar hulle gesaam het in die veld, en die aand voordat hulle in die slaap geraak het hulle na hom geluister, hoe hy aan hulle stories vertel het, hoe hy hulle geleer het, hoe hy goed saamgevat het, sodat hulle dit kon verstaan. So ek dink die disippels was werklik in 'n baie bevoorregte posisie gewees. Ek dink dit moes amazing gewees het om saam met Jesus te kon wandel. Ek dink dit moes amazing gewees het om by hom te kon leer, om in sy teenwoordigheid te kon wees, om te kon ervaar om sy aanraking te kon, om sy woord
sy stem te kon hoor. Hy wat die hemel en aarde geskape het deur 'n woord gespreek. Dit moes absoluut afsonderlik gewees het, om in sy teenwoordigheid kon staan. En die disippels het daardie voorreg gehad. En weet julle wat? Jesus sê vir hulle wat saam met hom was. Hy sê vir hulle, ek stuur die belofte, maar wag. Hy sê wag, totdat julle toegerus is. Hierdie ouens wat die persoonlike kennis van Jesus gehad het. Wat vir 3 jaar voorheen gehad het, saam met hom te beweeg, wat geweet het hoe Jesus dink, hoe hy hulle sien. Wat die wonderwerke beleef het. Hulle het nie net gehoor nie, hulle het beleef. Jesus sê vir hulle, wag totdat julle toegerus is met krag. Wag totdat julle toegerus. So baie interessant, die woord vir toerus, wat Jesus hier gebruik het, is 'n baie interessante woord. En wanneer ons gaan kyk, is die woord en deel, wat beteken, of wat verwys na die konsep, waar jy met 'n kleed toegevul word, waar jy in 'n kleed insak en heeltemal bedek word met 'n kleed. So ek het nou volgende netjies toegedraai met my baadjie al, en soos wat ek hierdie kleed aan het Jesus letterlik vir hulle gesê, wag totdat julle bekleed is met die Heilige Gees. So dis nie sommer net 'n gebeurte dis, dat julle bekleed is met die krag van die Heilige Gees. So hierdie eindste manne, wat alles ervaar. Hierdie eindste manne wat gehoor het hoe Jesus leef. Nou, as baie mense wat sê, ja, maar mag 'n bietjie, jy kry net wel Heilige Gees wanneer jy wedergebore word, en dis wat hier moes gebeur. Jy weet, die disippels was nog nie wedergebore nie, want Jesus het nog nie gesterf aan die kruis nie, en ek verstaan so 'n bietjie iets anders uit woord. Want onthou julle die gedeelte waar Jesus die disippels se voete gewas het, sê Petrus, Here, u gaan nie my voete was nie. Maar Jesus breek hom iets oop, en Petrus verstaan iets wat Jesus besig is om vir hom te sê, en hy sê, Here, maar wag in daai geval, nie net my voete nie, Here, was my kop en my hande, Here, wag my. En Jesus sê vir hom in die volgende woorde in Johannes 13 vers 10, hy sê, hy wat gewas is, het niks anders nodig, as die voete te was nie, maar is heeltemal rein. Dan sê hy, en julle is heeltemal rein. Jy sien, daardie lewende maak en die krag van Jesus het reeds al in hulle harte gewerk. Daardie lewende maak en die krag het al reeds binne in hulle gemanifesteer. So die oomblik toe hulle gewag en Jesus het gesê, gaan wag totdat julle krag ontvang, was dit juis nou die lewende verkeerd gaan. Was dit juis omdat hulle sy teenwoordigheid in hulle lewens moes ervaar? Was dit juis omdat daar meer was wat hulle moes ervaar? Wat juist omdat daar meer was wat hulle moes kry in die Here? So hierdie disippels wat al die goed ervaar het, hulle moes die werklike krag, dit wat werklik saam met die Heilige Gees kom, moes hulle in hulle lewens ervaar. En dit is presies wat in hierdie gedeelte gebeur het, Jesus vir hulle sê, gaan wag, totdat julle bekleed is met krag. Daar's meer. Daar's meer wat julle kry. Daar's meer wat julle nodig het, om juist die roeping die werk wat op jou gelees, te kan volbring. Daar is meer. So Jesus het vir hulle gesê, dat hulle moet wag, daar is meer. Hulle moet wag, totdat hulle bekleed is met die Heilige Gees. Dit ek hierdie, aan hierdie woorde soos te dink, is daar iets wat net in my gedagte opkom, 'n vergelyking, wat in my gedagte opkom, en ek dink ons almal ken die storie van Israel wat uit Egipte uitgetrek het. Is dit reg? Die Here op die eerste keer, hoe God Israel in Egipteland op sy gekweek het, hoe hy die volk geskep het, en hoe Moses op die regte tyd gegaan het, en bepaal om sy vir die mense moet trek, en hoe daar 'n proses gekom het van 10 pla, en op die einde van die dag, is die oudste seuns, die oudste kinders doodgemaak, en baie gesê trek het, en hy het hulle laat trek. Maar weet julle wat, terwyl ek sit in dit aan hierdie hele gedagte, kom maar iets in my hart op rondom dit. Want weet julle wat, God het wel van Moses gesê, ek het 'n belofte aan Abraham gemaak, en daar's 'n plek wat ek vir hulle voorberei, waarna toe jy my volk moet lei. Maar nie een keer het God vir Moses gesê, om vir Farao te sê, dat hy vir Farao, dat hy sy volk moet laat trek, dat hulle moet na die beloofde land toe gaan.
En nie of julle dit al gelees het nie, of julle dit al opgelees het. Nie een keer het God vir Moses gesê, gaan sê vir Farao, hy moet my volk laat trek, want ek het vir hulle 'n land voorberei wat hulle wil hê nie. God het elke maal gesê, gaan sê vir Farao, hy moet my volk laat trek, sodat hulle my kan dien. Sodat hulle vir my kan offers bring. Sodat hulle my kan aanbid. En daar's verskeie kere in die gesprek, wat Moses met Farao gehad het, wat hy vir hom hierdie opdrag gegee het, wat hy vir hom hierdie woorde gegee het. Maar nie een keer was dit, om vir hulle te sê, dat daar 'n beloofde land vir hulle voorberei is, want hulle moet gaan. En ek kan vir julle net, so nog twee skrifte wys, maar gaan nie meer alles van, dit was 7 of 8. Exodus 5 vers 3, die eerste keer, toe Moses vir Farao gesê het, sê die God van die Hebreërs het ons ontmoet, laat ons nog 3 dagreise ver die woestyn intrek, en aan die Here ons God offer, sodat hy ons nie tref met die pes of die swaard nie. So dit was die eerste keer, laat ons nog trek, laat ons ons God offer. Dan is daar 'n volgende keer, was Exodus 7 vers 16, sê die Here, en hy sê vir ons, die Here, die God van die Hebreërs, het my na u gestuur met die boodskap, laat my volk trek, dat hulle my kan dien in die woestyn. Maar kyk, u het tot nou nie geluister. En daarna was weer 'n keer, laat my volk trek, dat hulle my kan dien. So elke maal was die opdrag gewees, dat die volk moes trek om die Here te dien. En dit was nooit gewees, want daar's 'n land, daar's 'n beloofde land vir hulle voorberei. Nou, dit is ook nog 'n interessante gedagte. Want hoekom sou dit God se opdrag wees? Hoekom sou dit wees, wat hulle aan Farao gesê het, en die volk gesê het, maar hoorie, God het hierdie volk 'n land voorberei, en daar's 'n belofte vir hulle, so hulle na die belofte toe trek nie. God het dit nooit gesê nie. Hoekom nie? Want die rede was, dat die volk eers by God moes kom, voordat hulle by die belofte kon hê. Dat hulle eers ervaring van God kon hê, voordat hulle die belofte in besit kon hê. Jy sien, die belofte was daar. Dit was vas, God het dit aan Abraham beloof, en dit was vas op God gehad, dat die belofte vir hulle daar was. Maar hulle moes eers die God van die belofte ontdek, voordat hulle die belofte in besit kon hê. Maar sonder dat hulle God ontdek het, sou hulle nooit die waarde van die belofte kon verstaan nie. Sou hulle nooit die waarde van die krag van God verstaan nie. Sou hulle nooit wie God werklik is, regtig in hulle lewens kon begryp en kon ervaar en kon verstaan nie. Maar deur die proses wat hulle gegaan het, hoe hulle God ontmoet het, die hele proses wat daarna gevolg het, hoe die Here hulle deur die woestyn gelei het, hoe hy vir hulle gesorg het, hoe hy vir hulle water uit 'n klip laat tap het, hoe hy die see oopgemaak het, hoe hy vir hulle uitgetrek het met 'n vuurkolom, en wanneer hy met Moses ontmoet het in die tent van samekoms, hoe sy teenwoordigheid net oor daardie tent gekom het. Hulle het gesien hoe God saam met hulle was. Dit het hulle begrip en 'n idee gegee van wie die God is wat hulle die belofte gee. Van hoe ver hy bereid is om te gaan, sodat hulle die belofte kan kry. Dit het hulle die waardering gegee van wie God werklik is. Hoewel ons sien dat dit nie noodwendig vir baie van hulle gehelp het nie. Want hoewel hulle in die teenwoordigheid van God was dit nie vir hulle genoeg nie. Jy sien, dit was God se hart, dat hulle hom sou ontdek, en dan die belofte. En julle, terwyl ek so aan hierdie sit en dink ek aan juist aan Moses se woorde, waar hy sê, waar die Here kon sê, ek sal 'n engel saam met julle stuur, waar die engel julle vat, weet ek in 'n groep af met die volk. En ons lees daar in Exodus 33, en Moses sê, Here, die sal mee gaan, dat ons dan hier vandaan optrek nie. Jy laat nie van, en laat ons nie verder gaan. En terwyl ek hier so sit in my hart bedink, kom dit by my op en ek besef nie. Dis juist. Ek kom die disciples eerst die Heilige Gees ontvang.
Want soos wat God saam met Israel was, soos wat hy wonderwerke gedoen het, soos wat hy vir hulle deure oopgemaak het, soos wat hy vir hulle oorwinning gegee het oor vyande, soos wat hy aan hulle voorsien het in terme van kos en manna en kwartels en wat hulle behoefte ook al was. Dit het 40 jaar in die woestyn. Waar hou ons weer gekry? Hulle het dit nie gesê nie. En ek dink hulle was nie nog om die selfde te doen. Jy het hulle gesoek. Hulle moes eers hulle moes eers hom wat die wonderwerke is ontmoet. Hulle moes eers met hom verbond speel. Hulle moes eers sy krag ervaar. En net so is daar vir my vir jou in die Heilige Gees, in die Here se beloftes. Maar ons het eers nodig om sy krag in ons te hê. Ons het eers nodig om verhouding met hom te staan. Ons het eers nodig om met hom gekleed te wees, met hom toegemaak te wees, met dit wat hy deur ons wil doen en in ons wil doen, sodat wanneer sy krag manifesteer, dit nie ons krag is nie, maar dat ons sal weet van wie dit kom. Wanneer hy werk in ons, sodat dit nie ons krag sal wees nie, maar ons sal verstaan waar dit vandaan kom. Kry dit op hierdie prentjie. Die engel gaan voor die Israeliete uit, vat hulle in die beloofde land in, en hy kom na die land, en hy sê van, alright, hier is die sterkte. Daar gaan die engel. We staan hier die klop Israeliete, en voor die engel. En hy moet hierdie sterk stad inneem. Krijg ook die al prentjie. Wat sê hulle doen? Maar dit is God by hulle. Dit is God saam met hulle. En hy sê, stap om die stad. En hulle stap om die stad. En die 7de maal, toe hulle omgaan, toe maak hulle groot geraas, en toe hulle groot geraas maak, val die mure mekaar. En God moet die werk. Vir Israel wie die werk doen? God. Toe hulle daar stad in, toe hulle daar staan, en hulle kyk na die versterkte stad. Waar was hulle vertrouwe? Op die Here. Nie in hulle self nie. Nou wil ek vandag iets sê hoe dit is. Ons moet nie trek. Dit sê die Here nie. Ons moet nie loop, voordat ons die Heilige Gees ontvang het nie. Voordat ons nie geklee is met sy krag en sy teenwoordigheid. Ons moet nie in ons eie krag probeer goed doen nie. Want dit werk nie. Ons het God se Gees elke dag saam met ons. Ons het sy Gees elke dag nodig om saam met ons te beweeg, sodat die beloftes wat hy vir ons het, ten volle besit geneem kan word. Sodat die heerlikheid wat hy deur ons wil werk, elke dag deur ons kan gebeur. Maar wie julle wat ons probeer as skrik, is juist omdat ons alleen probeer die beloftes in besit neem, sonder dat ons toegerus en kwam ons moet kan besit. Sy Heilige Gees nodig. Ons het sy krag nodig, elke dag. Sy evangelie, elke dag, vir julle uitbeweeg. Sy Heilige Gees nodig, ons nie sonder nie. En alles, en wanneer ons onsself bekleed met sy krag, wanneer ons self bekleed met sy teenwoordigheid, weet julle dat daar self die vyand was? As jy die verhaal gelees van die trek van Israel uit Egypte uit, was daar volke wat bang was. Hulle het gesidder. As hulle wat goed klaar besluit het, hulle vlug vir Israel nie hulle gekom het, en hulle het gehoor. Weet julle wat die Heilige Gees met ons is? Daar vlug die vyand ons. Nog voordat ons enige iets moet kom, want God se Gees is saam met ons. Hy help ons, hy lei ons. So ek wil volgende vir sê, liefde, moenie trek, moenie weggaan, as jy nie die krag van God se Gees het nie. Moenie op jou eie krag probeer aangaan, as jy nie die Gees van God het nie.
dit gaan nie werk nie. Jy gaan hardloop en moed voel. Jy gaan later vir jouself vra, is dit nie moeite werd? Want op ons eie is dit nie moeite werd nie. Op ons eie kan ons nie meer werk nie. En ons weet saam. Here, baie dankie. Dankie dat ons kan weet, die Gees ons gegee, om saam met ons te wees, Heilige Gees ons te lei, om ons te dra, om elke dag, Here, om ons uit te gaan, maar Here, ons krag te gee, dat ons bekleed kan wees met die krag, sodat ons sal kan bly, ten spyte van die pad wat ons moet doen. Here, daai hele uittrek van Israel uit Egipte, Here, is 'n tipe van, is symbolies, juist dit wat ons ervaar, en ons tot bekering kom, en die pad wat ons loop, in U. Here, en ek wil bid dat U soos wat U met die volk was, Here, dat U so ook in ons vader sal wees. Here, soos wat U so gemaak het in die volk, Here, dat U ook ons ons sal gemaak, deur die Gees, dat ons deur die Gees sal wees. Here, sodat wanneer ons loop, wat ons ook al doen, Here, dat ons U beloftes, Here, dat ons U krag, U wonderwerkende krag, dat U deur ons wil doen. Here, dat dit outomaties sal kom, omdat U krag in en deur ons werk. Here, dat ons nie sal wondermoedig het nie, Here, maar dat die krag ons sal dryf, Heilige Gees dat ons sal dryf, om juist te beweeg, en die krag wat ons sal weer kan ervaar. En so ek bid vir elkeen, Here, waar ons in die voorhand van Pinkster is, ek bid vir elkeen, dat U met ons sal wees. Heilige Gees, dat U Vader vir ons sal wees. Here, ons soek U. Ons soek U. Ons soek U. Dankie, Here. Dankie vir U voorrecht. Dankie, Heilige Gees. Dankie dat U ons nie alleen los nie. Here, maar dat die krag vaardig in en deur ons werk. Ons eer en ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek wil voordat ek sê wat jullie, maar jullie ons dan afkom, en vooral die kerk wat ons sal afkom, ek weet hoe, dat ons sit baie keer in die situasie, en ons sê, ek is nog oor die Heilige Gees, ek is fijn, ek is krag, ek gaan aan. Maar weet julle wat dit ons gesindheid is, beroof ons onsself van meer. Want die Heilige Gees is nie net enkele ervaring wat jy lewe ervaring, nou jy is jou pad jy moet doen, nou is jou raad en huis gaan. Dit is een houdende ervaring. Waar ons van houdend is dit voor ek nie kom. Waar ons van houdend gemaakt moet word. Wat ons van houdend sy kracht moet ervaring. Wat ons van houdend sy kleed, sy baie voor ons kan werk. En ek wil julle aanmoedig. Nie dat jy dit keer ervaring jy is recht. Dat is meer. Dat is meer. So kom ons wees tevrede met die bietjie. Kom ons soek alles wat hy vir ons begin. Dat is dit. Geliefdes, ons gaan nou gaan na die woorden toe. En soos wat ek net gesê, dit is so voorreg om te kan een van ons seuns, ons gemeente seuns, in hierdie huis te orde. Nou, ek weet dat almal verstaan nie altyd die proses om julle kan asseblief ek dink julle het iets voor vir staan. En die kerk wat net is voorsit, ons bid hulle hier saam hulle net toeval. Nou, ek wil net vanaf verduidelik. Jy weet baie ouens dink, as jy word 'n pastoor, jy spring al in, jy doen 'n paar pappies, en jy skryf eksamen of 2, nou jy 'n pastoor. En alles is nou reg. Maar dit is nie so eenvoudig nie. Want eerstens moet daar 'n roeping op jou lewe wees. Want ek wil vir jou sê, as dit nie vir die roeping van die Here is, dan gaan jy dit nie maak. Want weet julle wat? Pastoor werk met mense soos ek en jy. En dit is altyd lekker. Julle raak myself nie partykeer, maar julle wil ook vir julle maak. Hoe wil nie so heilig wees nie.
Wat is die realiteit? Dat is altyd maklik. En baie keer is jy gestoor ook op besluite. Weet jy wat, jy staan ook baie keer op, en iets het gebeur in jou lewe, en iemand het iets gesê wat dalk iets op jou, wat dalk iets vir jou, so'n bietjie blydskap by jou weggaan. Ja. En jy het ook 'n bietjie iemand nodig wat net kom en sê, hey man, slag my te sien, omdat jy is lief vir. Want alles is gestoor is op mens. So, eerstens, die roeping, en as dan nie roeping op jou lewe is, gaan jy dit doen. So dit is een aankies, dit is, wat is daar getal, 50-60% op pastore, wat uitval in die bediening, omdat die druk in die land net te veel raak. So dit is nie net maklik. En dan as jy seker is met die roeping, dan is daar studies wat terug. En dis 4 jaar studies. En soos julle kan sien, Sybrand het 'n pragtige vrou en 3 pragtige kinders en hy het nog gewerk, 'n besigheid, hy moes sorg dat daar ons op die tafel kom en hy het nie goeie smaak om karring, want hy het volkswagen, maar in elk geval, ons dit daar, maar nie te min dat hy waggie betaal word vir sy vrou het gemaak, sê hy woord, maar nie te min, dat die voertuig betaal word, so hy moet nog homself sorg, en studeer, so dit is nie wat heel maklik, en beklaar besluit het, toe moet hy nog 2 jaar prakties doen, omdat hy 'n besigheid het en nie volgens die kerk gewerk het, en dit beteken dat hy 20 ure 'n week moes hy nog hier wees. So hy het 'n besigheid, hy het 'n vrou en kinders, en hy moet nog 20 ure 'n week moes hy by die kerk gaan doen. So dis nie maklik. Dit vat op, dit kos 'n prys. Hulle het 'n prys betaal as om hier te kan wees vandag. En daarvoor wil ek hulle salueer, want dis nie noodwendig altyd 'n maklike prys. Jy kan sy ouers vra, hulle het saam met hulle gebid vele maal, terwyl dit moeilik was. Ek kan onthou, net so voordat ek klaar was met my prakties, kom ek eendag by my mens en sê, familie, ek het klaar met die dienst. Ek moet klaar, ek gaan terug. Ek sê, ek gaan weer terug, ek gaan vertel van dit, dit is raak. En sê sy vir my, dat jy dit moet kom, jy kan nie dit doen doen. Maar was kwaad van hom, maar nie nie te my. Maar daarom sê ek net, jylle, sonder die kerk. So ja, dis die maklike gedeelte. En dan is daar ook, nog saam met dit, is daar 'n sekere pastorale kode, gedragskode, wat deel is van dit wat ons doen. En deel van die ordening is waar Sybrand daardie gedragskode moet onderteken om te sê, dat hy onderneem om by hierdie gedragskode te bly. So ek gaan net so vandag, sommer net so die begin van dit lees, so dat jy dit op verstaan, dat daar is 'n prys wat aan ons gekoppel word, en daar is 'n standaard wat aan ons gekoppel word, om wat ons moet nakom. Dit sê, en dis nie my Christelike taal nie, maar ek dink almal sal dit verstaan, acknowledge my personal calling as a living servant of God the Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit. That God guided my life to this point where I accept service within the Apostolic Faith Mission. My own shortcomings, and that I need God's guidance and help, together with the support of people, to live out my God-given calling. Therefore, I solemnly pledge to. En hier is 'n belangrike, van hier af raak 'n belangrike woorde. Concentrate and humble myself regularly before God, seeking His guidance in all I may endeavor to undertake. Accept the word of God, namely the Bible, as the highest authority, and to submit to the doctrine of the Apostolic Faith Mission of South Africa and its finds expression in the confession of faith. To be obedient to the prescriptions of the Bible by subjecting myself to the authorities appointed over me, mindful that all authorities comes from God Himself,
comply with the Constitution of the AFM of South Africa, its approved doctrine, ethical, liturgical pronouncements, and policy documents to the best of my ability, and to set an example to others by word and deed to do the same. To give my full support for the extension of the church by contributing to the official funds, and to take care that others do the same. Elke pastoor moet die voorbeeld stel vir ander te volg. So ons kan nie julle sê, julle moet tiende betaal, maar ons betaal nie tiende, want ek het moet nou nie bezien. Nee, ek moet al eerste tiende, voordat ek iemand vra om tiende te betaal. Ons doen eerste, ons offer eerste op, voordat ons iemand kan vra om op te offer. Dan sê hy, be loyal to the AFM of South Africa, comply with and submit myself voluntarily to the conduct rules for pastors of the AFM of South Africa as provided for the Constitution, for the Constitution of the AFM of South Africa, and perform my duties and responsibilities diligently and conscientiously. Dis 'n woord. Jy weet hoe om Afrikaans te verstaan. En dan gevolg. So hier is die eerste paragraaf. Dan daarna is daar nog 'n verhouding met God. En die volgende is verhouding met die persoonlike lewe wat praat van jou karakter, wat praat van jou gebedslewe, wat praat van jou verhouding met jou vrou, jou verhouding met jou kinders, wat praat van verhouding met ons medemensheid. En so is hier verskeie ander goed en onder andere in terme van verslawing. En deel daarvan is as jy 'n pastoor is, dan maak jy los van enigiets wat jy kan verslaaf. Dit sluit dranken. Ek weet waar ons agterstoor daar is niks fout met 'n glasie wyn nie. En daar is dalk 'n probleem as jy 'n glasie wyn het wat aanhou oor en daar raak met jy weer. Want wyn is mind opgericht. So as ons daarna kyk, en hy praat van balance, hy praat van pornografie, hy praat van al sulke goed, wat ons van weerhou. So as 'n ou hierna kyk, daar's 'n prys om te betaal. En daar is 'n sekere standaard wat van pastore verwag word. Jy word nie net 'n pastoor met jy net besluit en so 'n idee. Dis 'n pad wat jy loop, dis 'n opoffering wat jy maak. En sy wil dit gaan gehad om net die idee te van hierdie studie te doen. En sy wil, is jy bereid om die volle te onderwerp aan die vereistes van die pastorale gekode of gedragsel. Ek wil vra dat Berlyn saam sal kom, en dan moet die kerk raam. En ek wil ook omdat ons sal die woord te doen krijg. En ons wil die twee mensies aan die Here opdra, so net daar die stukkies hê. Want ons wil graag dat hulle beviel en jullie is gefijn sy kursies van hulle nie op die intie krijg nie. Ons sal nie volgende wees. So ek ons al so kijk wat ons sal saam doen. En ek wil vraag dat jullie julle hande sal uitsteek. Na die kinders van die gemeente. En ons gaan vir hulle bid volgens, en hulle toemaak. Daar raak ook behoor as ek dink in prijs, en as ek dink aan die potentiaal, wat volgende is. En dit wil jy hulle gaan doen. Want ons kyk volgende na Sigmund en Julie. Maar ons julle sê volgende is die twee krachtige dienstnette van die Here. En Sigmund het ingestem om regtig onder te begin in 'n gemeente waar hulle is, wat regtig in 'n moeilike situasie is. Ek sien groot terug. Ek sien hoe die Here hulle optel. Hoe die Here sy sien van verskil. En ek sien hoe die Here hulle gebruik. Nie net om waar hulle is verskil te maak nie, maar ook in die kerk
verskil te maak in herstel. Gevra dat my vir die sal bid, maar hy sal dit bestel laat en dan gaan ons saam dit te maak. Es was wat Gods oor. Die Here sy dan saam op die Here. Woorde opbreek, dat is Gods woord. Die pad voor haar leer. Waar hy ons sy man gaan wees, en hy gaan bijstaan in die bediening. Waar my die pad gaan leer, en daar gaan wees, en daar die andere gaan leer, en hy gaan wees in die bediening, waar hy die geest gaan ondersteun. Daar sal jy antwoord kry, daar gaan jy weet wat te doen, daar gaan jy weet wat te sê, wat jy gaan leer oor die Here. Maar dit is waar jy gaan weet wat te doen, wat te sê, mense wat vir jou gaan vra word, wat is die antwoord? Wat gaan jy doen? Dit is waar jy antwoord gaan kry. Dit is waar jy gaan doen. Die Here gevra, maar Here, wat moet ek hier mense sê? Wat moet ek doen? Dis nie die Here wat ek wil. Dis nie die Here wat jy bereidig, dis nie die Here wat jy bereidig, elke opsig, elke vraag. En jy het soveel span, en jy het soveel passie in jou. En dit is wat jy moet gebruik. En dit gaan hy weer doen, elke opsig. En dit gaan hy gebruik. En dit moet hy weet, dit pas in eerste, saam met jou. Met liefde, en menselijkheid. Dank die Here dat ek op die eerste dit neem, en sy skoolschool, en elke opsig. Dank die Here. Gekom, en ek wil besluit wat ek te doen, en ek sal teruggaan. En op die Vader, Seun en Heilige Gees. En dan is dat te doen in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Here, ons sal vir die rol wat U jou opgelê. Ons sal hulle vir die posisie wat U jou opgelê. Vir die verantwoordelikheid en die Gees dat U sal uitgaan. Dat U deur die krag, deur die Gees hulle sal lei. Here, elke oggend dat hulle opstaan, Here, dat die eerste woorde sal wees, Here, Heilige Gees. Dankie dat U vandag met my is. Here, dat U sal vooruitgaan in waar daar uitdagings is, Here, waar daar behoeftes is, Here, waar daar tekorte is. Here, dat waar hulle bekom word, waar hulle ook al loop, dat daai grondgebied, Here, in hulle naam, in U naam, Here, opgeëisel wees vir hulle. Here, sodat hulle net penne sal uittrek en sal versprei, sodat hulle net groter sal wees as gevolg van dit wat U in die Here gaan doen. Here, ons bid dat U hulle sal in die Gees, dat U hulle gedagtes sal oopmaak. Here, want daar is ver meer wat U vir hulle bestem. Daar is ver meer wat U vir hulle begeer. Here, en ons sonder hulle af vir U diens. In die kosbare naam van Jesus. Versterk julle, mag U hulle doen. Mag U hulle doen. Here, vir sy brand, Here, in die rol wat hy verkoop, Here, as die diensknegt. Here, lei U. Wees
U met hom. En hy wil bid soos U met Moses was. Dat U ook so met sy wil sal wees. Here, dat hy die teenwoordigheid sal verproef. Here, en dat hy nie net die seun sal wees. Here, maar ook vir U, vir U sal wees. Ons eer en ons van Jesus. Dankie, Here. Amen. Ons gaan hierdie diens beëindig en die van die wat wil kan gaan. Ek wil net vra Skalk en mense dat hulle net saam met ons sal teken. Daar sit 'n klomp papierwerk wat afval met 'n woord as jy wil. Sit en kyk as jy welkom, maar anders is jy baie welkom om te gaan.